ons lekker saam, vir ons die diens begin. Amen. Speciale gas wat vandag die eerste keer is, gebeur dit net saam met ons. Wees gemakkelijk, wees vry. Amen. Ons gaan net so staan, dan gaan ek klap om die hand ons om. Die dienstroppende gebed daar en ek kan ons die woord besluit. Amen. Ek sal my oor op na die berge, waar ons sal my hulp vandaan kom. My hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Wat maak ek 'n voorreg vermoë die Here om die is in kragtig vermoë in saam te wees, Here, om al die lof en die eer en aanbidding te gee, dat U vir ons neergedra het hierdie week, dat ons nooit begewe en ons nooit verlaat. Dankie vir die teenwoordigheid vermoede hier in die diens van Vader, vra U dat U die diens sal seën vermoede, sal vir ons Vader, dankie ook vir die vrede, sal sy lippe met die koofie van die altaar, wees U vir vermoede vir ons God van nabij. In sy naam, amen. Wat het voorrecht om vanoggend in die huis van die Here te wees. Dankie aan alle moeders. Gelukkige moedersdag, die van ons kant wat ook van die orkest. Ek kan ons hier sal sien, dit is 100% hierige orkest vandag. Amen. Ja, amen. So, die jeugd die vandag moedersdag, so ons het besluit, hulle gaan sommer vir ons die orkest werken. Dankie julle, ons waardeer. Ons is gister, kyk ek en my man en video, is ook met 'n tipe opleiding. En kyk ek van die video's wat hulle vir ons hier om te kyk. En dit gaan oor die werking van die gees, hoe genesing kan plaasvind. Jy het nie nodig om die gawe van genesing te hê, vir genesing om plaas te vind nie. En die man staan en hy sê, ek gaan vir julle wys hoe dit werk. En hy sê, wie hier binne is siek? Hy sê, so 3 mense. Die mense kom uit. Weet jy nou bid vir hulle en hulle is genees. Daarom bestaan word hulle genees. Hulle gesigte, as hulle agterkom, maar die pyn is weg. Is net, en dan loof hulle die Here en dan sê hulle, maar weet jy gesond gemaak was dit ek? Of ek sê hulle van nee, dit was Jesus Christus gewees. En vandag kan die Here ons gebruik en hy praat met die vrou wat haar hand uitgesteek het. En die soon van Jesus aangeraak het en sy was gesond. Want sy het geloof gehad. Nou ons gaan vanoggend bietjie sing, ons gaan eers sing, die Here het ons vry gemaak. Ek is vry en hy geskyn by hom en hy het my uitgehaal uit die brandende hou. As ons by die geleide dinge kom, by die liefde kom, dan gaan ons sê, reach out and touch them. As die basis. En as jy siek is, sê genesing kom, steek jy hand uit en sê, Here, ek van die genesing van die naam van Jesus. Halleluja, maar ek is Christus maak my. Thank you.
Let
vandag die soen van die Here aan te raak. Steek met die hand uit, vat in geloof. Hy het nie gegaan om die vrou toe en gesê, vrou, kom ons hoef nie bid nie. Sy het net gegaan, sy het net die hand uitgesteek en die soen aangeraak en sy was genees. Want my steek net die hand uit en raak die soen van die Here aan. Halleluja, prys die naam van die Here. Here, Amen. Baie dankie aan die seker te neem. Amen. Voor ons die woord gaan bedien, gaan my volk en daar het ons pos nou. Dan gaan ons weer. Amen. Voor ek begin, wil ek net seker maak, ek almal van die vir die kruik of 'n kan of 'n bak of iets saamgebring. Is daar iemand wat nie ene het nie? Nico het nie, ek Johnny het nie. Ja, net hulle bakke goed gebring. Frans wil nie agterkyk nie, nee, daar is 'n klomp bakke en goeders. As jy nie iets het nie, steek jy die hand op, dan gaan jy 'n leen bak kry. Maar jy moet terug hier einde van die diens, is my bakke. Ek het sommer groot in gebring. Frans is die grootste in gebring, so het met die kerk uitgesteek. As jy die polle agter soek, wat groter as hierdie is, die wel moet ek hom nie gaan haal. Want dit daar nie is nodig. Amen. Elke keer moet jy sê, die kinders, die groot mense, almal moet hê. Ons gaan vandag lekker deelneem in die diens. Amen. Amen. Is er nog iemand wat kort? Elke ene kan jy kry. Frans is daarby, dat wil eindelik opleiding. En soos ek sê, daar is nog een enke groot en daar agter is iemand soek en hier is ook nog een, is iemand myne wil vat. Amen. As jy woord het, kan jy opmaak in 2 Konings, hoofstuk 4. Die jullie het ons sommer volgens by daar weer bevestig dat ons hier gaan bedien, dat die kerk se kan geweet. Amen. Terwyl jy dan toe blaai, wil ek vraag of Hanlie bedankt op papa hier. Ja, die Bijbel. Amen. En dan al by 2 Konings 4 opgemaak. Ons gaan volgende 'n praktiese diens hê. Kom ons lees gou 2 Konings 4 uit, vers 1 tot vers 7. Het sê, en 'n sekere vrou en die vroue van die profete seuns het na Elisa geroep en gesê, die dienaar, my man is dood, en u weet self dat die dienaar die Here gevrees het. Nou het die skuldeiser gekom om my 2 kinders van slawe te neem. Toe sê Elisa vir haar, wat kan ek vir jou doen? Gee my te kenne wat jy in die huis het, en sy antwoord, die dienares het glad niks in die huis nie. Behalwe 'n fles en 'n olie. En hy sê, gaan leen vir jou van buite af kanne, leen kanne van al jou bure, leen nie te min nie. Gaan dan in die sluit die deur agter jou en jou seuns toe, en giet al daai kanne en sit weg wat vol is. Sy het toe van hom al weggegaan en die deur agter haar na seuns toegesluit het, terwyl hulle vir haar aanbring, giet sy in. Sodra die kanne vol was, sê sy aan haar seun, bring vir my nog 'n kan aan. Maar die antwoord daar is geen kan meer nie, toe gaan die olie staan. Daarom kom sy, die man van God te kenne gegee, en hy sê, gaan verkoop die olie en betaal jou skulde, van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe. Tot sover die woord. En ek wil vandag hier nie baie lang besig hou nie. Ek weer is Moedersdag, weer eens van ons kant af baie geluk vir elke moeder, elke ouma, elke persoon wat voel hulle is 'n moeder. Geluk, baie geluk, ons ook nie 'n geseënde dag.
En ek het juist iets gesoek wat gaan oor 'n vrou wat iets in die woord uit gedoen het. Nou daar's baie opsies gewees. Ons kan na Ester toe gegaan het, ons kan by Rut en Deborah skool gestaan het, ons kon in baie ander gedeeltes van ons iets gedoen. Ek het met Maria gepraat, wat die moeder van Jesus op aarde was. Maar ek het hierdie gedeelte gekry en ek wil graag met die deling, soos ek sê, ons gaan 'n bietjie prakties wees. Nou vers 1 sê, 'n sekere vrou wat die vrou van die profete seuns het na Elia geroep, kom ons stop met daar. So ons wil eers hier kyk, wie is almal betrokke in hierdie gebeurtenis. Dis nie 'n storie nie wat dit gebeur. Dis fisies iets wat gebeur het. En daar is twee persone hier betrokke, die profeet van die Here Elisa is daar en daar's 'n vrou. 'n weduwee, iemand wat sy geliefde afgesterf het. Hy is nie meer daar nie. So dis die twee persone in hierdie gedeelte wat eintlik met mekaar kommunikeer. Daar word ook van haar kinders of van haar seuns gepraat. So dis twee persone wat nie praat in hierdie gedeelte. Net die een sê van hier as jy nie kan nie, né? Dis die enigste wat eintlik wat hier gebeur is tussen die profeet Elisa en hierdie vrou. En sy sê die dienaar, my man is dood. En u weet self dat die dienaar die Here gevrees het. So wat gebeur het is, hier is 'n profeet te seun. Dis iemand wat geleer het om 'n profeet te wees. Hy het vir die Here iets gedoen, hy het sy beste gedoen om daar te kom. Maar toe sterf hy. Waaraan weet ons nie. Hy het seker maar siek geraak en afgesterf. Dink nie hy is dood aan iets anders nie. Maar sy kom en sy sê, nou, het ek moeilikheid, want u weet my man het die Here gedien. U weet my man was deel van die profete seuns, het nie hom geken. Hy sê, maar nou, het die skuldeisers gekom en my twee kinders opgeskryf. Ek het niks, ek het nie. Alles wat ons gehad het, net soos die vrou wat om bloedvloeiing gelei, alles wat ons gehad het, is klaar, daar is nie meer oor nie. En het hulle gekom, hulle gaan my kinders kom vat, en hulle slawe maak om die skuld wat ons het, af te betaal. Ek weet nie nou meer wat om te doen nie. En die skuldeisers het gekom en die kinders kom opgekry. So dieselfde van daai prentjie. Elke maand vanoggend hier gestaan het en ietsie gekry van die Here af. En die skuldeisers al gekom om daai Here wat die vir die goed op geskenkies gegee het, hulle name op te skryf, om dit te vat en te verkoop en jou skuld te betaal. En ek dink wat se omstandigheid hierdie vrou was. Dink jy self net 'n bietjie uit broer Raai. Die skuldeisers kom, hulle kom skryf vir klein kinders kom. Hulle gaan hulle verkoop. Om jou en jou vrou en jou kinders se skuld te betaal. Nee, die vrou kom en sy sê, jy moet help, ons het nou moeilik. My vrou kom, wat het jy? Wat moet ek doen? Wat het jy? Sê my bietjie wat het jy? Sy sê ek het niks. So ons het partykeer so. Ag nee, ek het niks om vir u te gee. Ek het niks wat ek kan doen. Jullie, ek het niks. Ons kom hier by die kerk en ons het neergedruk, ons sien die pastoor, of ons gaan na alle broer of suster toe, ek het niks. Ek voel of alles en almal my verlaat het en die Here, ek het niks. En dan gaan sit ons op behoort en ons keer met onsself en ons kry onsself vreeslik jammer, is dit nie so nie. Sluit onsself in ons huisie toe en ons lê daar op die bed en ons sê, ag Here, u sien my nie raak nie, en hy ons en ons draai op die ander kant en ons, as ons mense in die straat sien, dan loop ons toe. Ek het niks. Moenie vir my kind nie. Almal het my vergeet. En sy sê vir my, ek het niks. Niks. Sy sê, ek net 'n bietjie olie. Hier is 'n bietjie meer olie. Maak net 'n bietjie olie. Net 'n klein bietjie. So sê daarom iets. Elkeen van ons het iets. Amen. Die eerste praktiese ding wat ons gaan doen, ons gaan 'n bietjie asemhaal saam. Kyk. So lekker hard en uitasem. 1, 2, 3. Kom ons doen dit laat mens altyd kom hier, hoor. As mens ergens heen gaan en mens hyperventileer, is dit nog eens, haal net diep asem. So ons haal 'n bietjie diep asem. En voel ons so 'n bietjie gemakliker, né? Ons voel so 'n bietjie rustiger.
Hy sê vir wat het hy sê nee, ek het niks, ek het 'n bietjie olie. As u ietsie kleins het wat jy kan gebruik vir die Here, gebruik dit. Ja, amen. As jy musiek kan maak, as jy nou lekker 'n klavier kan speel, nee. As jy weet om al dit doen en die swart note te druk. Moenie net in die bank kom sit en sê nee, dis nie meer my beurt nie, dis nie meer wat ek doen. Ek gaan niks doen nie. As jy kan voorsaam doen, sê, pastoor, ek wil deel die sprokies. As jy mooi kan vee buite, kom vee die. As jy vermoë het om iets te doen dit vir jou. Want hierdie vrou het niks, net 'n bietjie olie. 'n Klein bietjie olie. Hy sê vir haar, okay, hoe jy kom as jy nou gaan my kinders met die melk, altyd vir hulle, want hierdie vrou 2 kinders van so. Altyd vir hulle kan kom. Okay. En die profeet het gesê, gaan leen vir ons bakke in die gemeente. Gaan leen vir ons bakke in die gemeente. Gaan leen vir ons kruike, gaan leen vir ons goed, wat ons kan volmaak. Leen dit en bring dit gou vir ons. En as jy self die goed wil bring, ek is seker daarvan, daar's van die bure wat hulle goed ook self gebring het. So as jy vir ons wil bring en die voorkom neersit, doen dit gou vir ons. Amen. En die profeet het gesê, bring julle goeders, bring julle kanne, bring julle kruike, bring julle vase, bring julle kerkiese jugs. Bring die plastic bottels van die huis af, bring roomhuispakke, bring net iets. Francis, serieus daai kleiner, dan bring jy die grote voor die ombreek, dan ek jou vinger breek. Dankie Bram gaan ons ompraat, so kom so manier daar was. Julle kan nie gaan sit hier en nog deel wees van hierdie Francis. Maar die profeet het gesê, bring die bakke, en dan gaan ons hier rondom die bakke staan, en kom staan hier saam met my, sê my bak meer daar lê. Nee, nou gaan ons kyk vir hierdie bakke. Prys die Here, prys die Here. Dan gaan die bier ook sê, prys die Here. Prys die Here. En dan gaan hy volspring. Amen. Maar het werk nie. Doe nie so meer. Wat het hy gesê? Wat het hy gesê moet ons doen? Moet ons net die staan vir die bakke kyk? Nee, wat het hy gesê moet ons doen? Hy het 2 goed gesê, hy het 3 goed gesê. Die Here, julle kan hier sit of julle kan daar sit met 'n uitdruk. So sit my daar. Wanneer die Here vir ons baie keer 'n opdrag gee, is dit net eenvoudig, laat die bak en kom sit dit neer nie. Die opdrag van die Here baie keer 2 of 3 of 8 of 10 stappe wat ons moet doen, is dit nie so nie. Maar ons wil die eerste ding doen. Ja, ek het my bak nou hier neergesit. Hier gebeur niks. Die Here het van ons vergeet, kinders. Julle gaan in slawerny gaan, onthou waar ons bly, as julle oud genoeg is om terug. Nee, jy kan nog steeds wel as jy 18 en nog steeds verkoop word. So sê ek kort geld en my geld betaal. Want ons doen net die eerste stap. Die Here gee vir ons 'n opdrag, ons doen ons die eerste stap. Of ons dink nee, die eerste stap is nie belangrik nie. Ons doen net die tweede stap. En soos Here maar, dit werk nou nie, en jy sien ons dan nie raak nie, die Here kan my vergeet. Dis so nie. Die Here gee ons 'n opdrag en sê, doen hierdie, en dan daai, en dan dit, en dan dit, en dan gaan daar uitkoms wees. Wat is die eerste ding wat die profeet gesê het, wat moet ons gaan doen? Die eerste ding gaan kry die bakke. So ons het die eerste ding gedoen, mooi, hou. Wat is die tweede ding? Sluit die deur af. Gaan sluit die deur agter jou toe. Want ons moet prakties begin raak met die Here van ons sê, dat ons kan verstaan hoekom as ons bid, dat ons dit al gebeur niks nie. Of as die Here met ons praat, lyk dit van niks gebeur, want ons doen nie alles nie. Is die profeet skaam gewees, dan gaan nie iets gebeur nie. Het hy gedink, ons gaan al die bakke nou binne kry, en as dit nie werk, dan gaan die bier nie sien.
Weet jy wat, ek het die bier op my huis gestaan en is geloer by die vensters hoor. Want hoekom het pastor nog gesê, almal met 'n bakpyn en sit hier voor die tafel nie? Moes nou sit, papa. Nee. Hy gaan ons in kop. Daai Elisa, ek weet, hy is nie lekker nie. Hy sê ons moet almal 'n bak moet kry, die kinders het al die bakke gekry en het aangedra, en dan gebeur daar niks nie. Ons het toe die deur toegemaak. Is nie wat baie keer met ons die aangesig van die Here agter en toe deursoek. Jesus sê vir ons, gaan jy binnekamer toe, maak jou deur toe, en dan praat jy met my. Dus ek bid, maak ek nie al die deure van die kerk, wat allemaal kan sien, ek is hier nie hoor. Ek sê die alarm afgekom, ek kan maak ek die deur toe. Laat ek my hond die buitenkant rondlaat. Indien daar iemand kom, hulle bang is vir die hond, laat ek nie. Want dis nou tyd met die Here te spandeer. Dis nou tyd om met die Here te praat hier binne. Want dit wat ek in die verborgenheid praat, dit wat ek agter toe deure praat, dit gaan die Here vir my bring. Dit wat ek met opregtheid voor die Here sê of vra, dit gaan hy vir my gee. En help my, ek staan in die kerk en ek sê, o Here, ek het 5000 rand nodig. En ek kyk en wie gaan my 5000 rand gee. Dis wat ons baie keer doen. Ons kom hier, ons staan nie, ons skip, ons bid. Here sê, gaan daar en dit wil ek maak. En sê, ja, ek het al 100.000 rand nodig. En vir die iets te doen. En dan gaan jy miskien 100.000 rand gee word. Dalk heb jy een slag, en as jy een slag krijg, en jy helft te blaas. Dan sê jy stukkies. Ja. Ons moet dankie lees, as jy vir ons 5 rand gee, 5 rand is gevraagd. Dis die waarheid. Die tweede ding was gewees, sy idee, agter julle toe. So die eerste, ek kry die bak en dit ons kinders gedoen, dankie julle. Die tweede ding is, maak die deur toe, ek het die deur toe gemaak. Wat is die derde opdrag? Maak die kanne vol. Vat die kanne, maak dit vol. En as het vol is, sit dit neer. Kijk, soos nou die kanne vol maak, so julle moet nou vir my, een moet aangeef, een moet vat. Kijk, wat so span jy daar, wat jy aan? Ja, ek het nie opgestaan. Dit nie aan. Ek is soms vol, maar ek sê ja, huis vol. Van ek oor hier. Ek is mooi van. Dit nie, lekker aangees julle wil, waar ek denk nie. Dit kom sommer daar binnen van. Kijk, sit nie. En soos hulle dit doen, kom na agterhoor, maar hierdie gooi raak nie op nie, hier gaan nou die smaaks aan. Ons gooi en die een bottelkie uit, al die goedes van ons raak vol. Is dit wat gebeur het? Jy het al opgehou in die bieren gaan vertel goed aan die sangdaal van die straat, die olie is nog bezig, gaan makkelijk ook. Nee! Krijg jy WhatsApp, neem ons foto's geself, die staan daar en tjiek is. Dis wat ons doen, as jy ons begin sê, dan doen ons allemaal in die Spaanse goed. Dan is dit daar nie so bereik. Hier is daar lekker vaas, jy kan baie ingaan, tot blom in die olie. En ek doen het met elke band, met elke van ons op de band gebring. Want dit is wat ons gedoen het, nee, dit is volgemaak. En anhou volmaak. En anhou volmaak. Die olie het nie opgeraak, want so jy die man gehoor gesê. Kijk, vir my rug begin my seer af, so ek gaan my sit, dan doe ek my bring, nee. Kijk, bring vir my die bakke, dit is een oud plan nie wat die hier goed doen. Sê maar net in die gees, man. Soos my, as my skoon maar moest gaan, sy is al aan al gesit. Kijk, sy die bakke, staan nog, bring vir ons nog, al die bakke vol man, al die trokkels vol man, alles. Ons ons een beetje denken. Moet van het maak, hierdie olie is bezig om uit te loop. Staan nog, alles nog, kom ons kyk op wat nog gesê, oor hy nog steeds aan loop, met loop uit. En toe vraag die vrou, bring my nog een bak olie in te sit. Ons nog een bak daar, heel bak. Frans, is jy nog een bak? Daar is self geweest, en die self geweest. En wat gebeur nou? Waar gaan die bak? Het ons nie nog een bak ergens nie. Ja, as my water, ek gaan nie wil in my water gooi nie, wat gaan ek aan drink? En wat gebeur toe? Toe die bakke vol is, en dan nie meer bakke is nie, wat gebeur toe?
Hou die olie op. Dankie julle twee. Julle kan gaan sit. Ek weet nie of ek al die olie op die mat uitmors nie, maar ons mat moet was. Halleluja. Hoekom het die olie opgehou op die bakke plaas? Maar die Here het so gesê. Die Here het so gesê, maar hoekom het hy nog bietjie uitgehou dat hulle gou kon hierdie olie wat die Here gaan verkoop het en dan weer die olie ingooi nie? Dit was nie die opdrag gewees. Was nie die opdrag gewees nie? Maar hoekom het die olie op daai oomblik opgehou, die bakke vol is, die bakke alles klaar is? Die Here weet presies hoe dit nodig, maar weet jy hoekom nog ook? Want die Here mors nie sy salwing. Ja, halleluja. Die Here gaan nie sy salwing vat en aanhou uitgooi en aanhou uitgooi en aanhou uitgooi as ek nie myself oopmaak en sê ek word die salwing. Ja. Dan stap ek in die kerk en sê, "O, daai pastoor is onder die raas glad nie 'n salwing gewees nie." Want die pastoor is hier as jy koop is vir die salwing. Miskien pastoor se vrou saamgekom en skoonmaak, 'n paar ouens in die banke, maar die meeste van die ouens ek nie vandag nie mag by daar. Sy is nie nonsens. So 'n kerk toe om die paas te kyk. Skryf seker dan. Maar weet jy wat? As ek myself nie geloop maak en sê, Here, hier's ek. As ek kyk dan, en ek so 'n groot man. Here, kom maak my vol. Here, kom gooi in my bakke vandag, ek sal dit vat, ja. As ons nie dit doen nie, gaan die Here niks doen nie. Die Here gaan nie sy kosbare saak waar is. Vat en uitgooi en uitmors en die op die mat lê, sommer net vir niks nie. Die Here vat sy salwing vir ons. Ek praat nie van as die Gees in ons inkom en dit borrel uit en ons kan nie ophou praat oor dis nie. Ek praat van die salwing wat hy vir ons gee. Die salfolie wat hy vir ons gee. Gaan nie mors nie. Dit kan nie mors nie. Net soos wat jy met die talente wat jy met mors nie. As jy talente het, gebruik dit. As die Here jy geseën om iets te doen, doen dit. Jy weet ons kan die beste musikante hê en nie orkes hê. Ons kan die beste driehoekspeler in die wêreld hê. Net triangles, want hierdie nog nie koop. Dis nou iets wat ons het vir 'n hele paar jaar, ons kom 'n driehoekie gaan koop. Die Here het net in die kerk gekom en kom maar het 'n deel van die orkes. Hierdie kom, hy sê hy kan ek speel, dis as ons op 'n driehoekie koop. Ons kan die beste musikante in die wêreld hê. Hulle kan die banke vol sit. Maar as die ou die beste klavier kan speel in die wêreld, nie opstaan en sê, hoorie, ek sal speel nie. Dan gaan ek vir al die dalk vol speel doen. So 'n mooi seer, jy hoor? Jy hoor? Ons is seer daar. Waar is die seer? Ja, as jy sê. Waar is die Seer daar. Ons kan die beste gitaarspeler hê in die wêreld, maar as jy nie gaan sê, Here, ek sal dit doen nie, sal hy nie gaan gebruik kan word. Net soos wat die Here nie die olie gaan mors nie, kan hy daai talent ook opdroog. As jy ek gebruik dit net nie, so dit gaan nou opdroog, nou op, vloei nie meer nie. Wat gebeur toe nadat al die bakke vol is? Nie olie opgehou het. Ek is vers 7. Wie gaan ons vers 7 lees? Daarop kom sy om dit die man van God te ken en te Nederland. Daarna, toe dit nou alles gebeur het sy self besluit dat met hierdie olie gaan gebeur. Nee, sy gaan eers na die man van God toe en sy sê vir hom, kyk nou al die olie, wat moet ek doen? En toe gaan sê hy, en hy sê, gaan verkoop die olie en betaal jou skulde, van die oorige kan jy en jou seuns dan lewe. Hierdie vrou se kinders is opgeskryf om verkoop te word. As slawe omdat sy skuld het. Sy vra, wat kan ek doen? Hy sê, maak al die goed vol olie, dis vol olie.
Toe sê sy, toe vra sy hom, nou wat nou? Sy gaan verkoop het. Halleluja. Gaan verkoop het. Val die olie, nie die bakker nie, want dit is die bure se bakker. Kan nie die bakker verkoop, jy is steel. Ons het die bakker geleen. Maar val die olie, en verkoop dit, en betaal jy skuld. En dan die seën van die Here, die bakke wat jy meer gekry het, wat jy sê, Here, ek het meer bakke nodig. Daai geld van daai olie gaan jy nog van kan lewe oor jy en jou kinders. Amen. Sien hoe werk die Here. Sien hoe maak die Here vir ons kanne vol as ons vir onsself kanne oopmaak en sê, ek maak myself oop, Here. Nie net genoeg nie. Die Here gee nie vir ons net genoeg nie. Ja. Partykeer is dit nodig dat ons net genoeg gee. Of tot op die sent genoeg gee. Jullie se kwam vertel vir ons, hy gaan met hulle, hy kry by die, hy moet 'n ordentlike stel bromme vir homself, hy sê 30 aan sy rekening. Nou soek hy rond en dan sê hom net daai tipe bromme wat jy soek, jy het by een plek, hy gaan hoor man, dis die eienaar se bromme, ek nou pak het van 150.000 rand se bromme, 60.000 rand se, die verstaan, dis nie speelgoed nie, dis diergoed. En hy kom by die eienaar sê vir hom, kyk, jy kan my kyk vir soveel. Hy sê, ek geen meer weer. Want ek het net 30 rand in my rekening. Dis die donderdag gewees het bijvoorbeeld. Die volgende woensdag, het nog 36 rand in sy rekening. Die ouens bel en sê, iemand anders wat rommel wil koop. Hy sê, ek het tot morgenmiddag 5 uur, gee my kans. Want hy vertrou op die Here vir die geld. Ja. Hy sê, 2 dae middag toe bel iemand op, toe koop hy die skool. Hy sê, net voor 5 wil hy weer begin toemaak, toe ry hy met sy bakkie daar en doe hy die geld. Toe betaal jy kontant. Toe sê hy die droom, maar ek nog steeds 30 rand van sy rekening. Maar as hy getuinig op die 30 rand nog steeds aan die droom gekry. Yes. Partykeer gaan Here op ons net genoeg gee. Partykeer as ons luister en sê, kom ons maak bakke vol, dan maak ons al die bakke vol. Dat ons genoeg het om uit te doen. Dat ons genoeg het om te verkoop en die geld te oor is, kan ons van lewe. As ek raak is, sê elkeen van ons het 'n probleem in die lewe. Elkeen van ons sukkel met iets, elkeen van ons het 'n bekommernis, waarheid, né? Amen. Die geen persoon van ons kan sy glad nie bekommernis nie. Miskien daai klein enetjie wat my suster vashou, die nog nie regtig bekommernis nie. Kry net as donger is of as die bloedpyl is of so iets. Maar die res van ons het 'n bekommernis. Miskien wonder u, waar gaan ek nou geld kry om vandaan pizza te koop? Waar gaan ek geld kry om net 'n brood en 'n melk te koop? Hoe gaan ek môre by die werk hierdie doen? Hoe gaan ek dit? Wat van my kinders? Wat van my ouers? U verstaan, dis elkeen van ons se probleem. Maar die Here het ons olie gegee, omdat hy dis op jou. Ja. So as jy skort kom by die Here, doen wat hierdie vrou gedoen. Vra vir die Here, wat moet ek doen? En luister. Yes. As die profeet sê, kry dit, sê dit weer, maak die deur toe, gooi dit tot het vol is, doen die stappe. Maak seker jy genoeg kry en kan om vol te maak. Maak seker jy doen dit in die regte volgorde die Here versoek. Want niks denk wat staan op iemand wie sê, is wat toeval van die Here. Amen. Mag hierdie gedeelte die werklik seën staan. Amen.